Hallo julle, baie welkom by vandag se video. Ons gaan graad 11 wiskunde geletterdheid vir kwartaal 3 hersien. So wat ons alles gaan hersien en deurgaan vandag is finansies, wat finansiële dokumente, tariefstelsels en gelykbreekanalise insluit. Meting, wat lengte, massa, volume en temperatuur insluit. Kaartwerk, die eenheid van meting wat omtrek, oppervlakte en volume is, vloer- en aansigplanne, modelle en skaaltekeninge en finansies wat BTW en werkloosheidsversekeringsfonds insluit. So kom ons kyk eers na finansies. So alles wat in finansies gebeur is, wat ons nou na gaan kyk, is die finansiële dokumente, tariefstelsels en die gelykbreekpunt. Maar om dit eers te verstaan, moet ons die belangrike definisies ken. So kom ons gaan gou vinnig daardeur. So, 'n kwitansie, dit is basies 'n quote, wanneer jy sê nou maar jou kas se deur gebreek het en jy kry iemand om dit kom regmaak, gaan jy nie altyd na die eerste persoon toe gaan wat jy kry nie. Jy gaan 'n paar quotes kry, so 'n paar kwitansies kry. Dit is 'n geskatte prys wat jy vooraf kan kry. So basies sê hulle nou vir jou, okay, dit sal my R20 kos om die kas reg te pak, maar onthou dit is net geskat, want onthou daar kan verskillende skroefies kom of hulle kan houtvrot kry. So dit is nie 'n vaste bedrag hoeveel dit sal kos om jou kas reg te maak of jou kamer uit te verf of wat ook al nie. Dit is net 'n geskatte prys. 'n Voorbeeld kan wees wanneer 'n elektriesien vir jou 'n kwotasie gee van R1200 om ligte in jou huis te installeer. Onthou, daai R1200 is net 'n geskatte bedrag wat dit min of meer vir jou gaan kos. 'n Faktuur is 'n invoice in Engels, so dit is 'n rekening na jy iets gekoop het. Byvoorbeeld, wanneer jy Checkers toe gaan, gee hulle vir jou 'n faktuur van R450. So 'n faktuur of 'n invoice is basies daai strokie wat jy by die kassasier kry. 'n Kwitansie, dit is basies 'n resep. Dit is bewys dat jy betaal het. 'n Voorbeeld hiervan is jy betaal jou skoolfonds by die skool en hulle gee vir jou 'n kwitansie wat jy na jou ma toe byvoorbeeld kan vat wat sy kan hou om te sê hierdie is die bewysing van betaling. En dan die laaste een is jou bankstaat. Dit is soos jou persoonlike dagboek van al jou geld. Alles wat in jou rekening inkom en uitgaan, gaan nou daarop wees. 'n Voorbeeld daarvan kan wees, jou bankstaat kan wys jy het R2000 salaris ontvang, dis basies die geld wat inkom, dan wys dit ook dat jy R600 se huur betaal het, dit is geld wat uitgaan. So dit wys die bankstaat wys al die geld wat ingaan en al die geld wat uit is. Hoekom is hierdie dokumente wel belangrik? Is nou, wel die antwoord is eenvoudig. Hulle help mense en besighede om ordentlike rekords te hou van al hulle geld. Hulle dien as bewyse, so jy kan altyd wys dat jy betaal het of iemand jou iets skuld, en hulle maak dit ook baie makliker om belasting, jou tax en boekhouding reg te doen. So jou boekhouer, as jy nou sê nou maar 'n besigheid het, kan al jou geld in en uit mee werk. Met ander woorde, sonder hierdie dokumente gaan daar baie misverstande wees. Dit sal soos wees dat jou kaarte probleem kry, jy gaan heel moontlik verdwaal. So sê nou maar jy het nie al hierdie jou invoice of jou bankstate nie, gaan jy nie weet waar al jou geld gaan nie, of jou boekhouer of die persoon wat jou belasting doen, hulle sal nooit weet waar al jou geld gaan sonder hierdie dokumente nie. Die volgende ding wat ons nou gaan kyk in finansies is die tariefstelsels. So kom ons kyk en praat eers 'n bietjie daaroor. So eerstens, wat beteken dit? Wat is 'n tariefstelsel? Nou 'n tariefstelsel is eintlik net 'n manier hoe om diensverskaffer soos Eskom, die munisipaliteit of selfs jou eie selfoonmaatskappy soos Cell C uitwerk hoeveel jy moet betaal vir wat jy gebruik. Met ander woorde, elke keer as jy 'n diens gebruik, soos 'n selfoonkontrak of elektrisiteit of water, word daar gekyk na hoeveel jy gebruik het van daai sekere diens en dan moet jy daarvoor betaal. Nou jy betaal gewoonlik per eenheid wat jy gebruik. So kom ons kyk na 'n voorbeeld. Elektrisiteit word gemeet in kilowatts.
per uur, soos kWh. Jy moet weet om hierdie eenheid te skryf. K, hoofletter W, kleinletter H, so kilowatt per uur. Water word in kiloliters gemeet. So is jou K en jou L, en jy kan dit so op die skyfie ook sien, gewoonlik hoe mense litertjie maak, so simbool maak. En dan jou selfoonoproepe word ook gemeet in minute of data in megabytes of gigabytes, hang af nou hoeveel jy koop. Daar is verskillende maniere hoe hulle hierdie kostes bereken. 'n Vaste tarief, dit beteken jy betaal elke keer dieselfde prys per eenheid. Byvoorbeeld, elke kilowatt elektrisiteit kos R1.50 of elke minuut oproeptyd kos 50 sent. So as jy nou bel, so elke minuut wat jy bel, is dit R1.50 of 50 sent. Dit maak nie saak hoeveel jy gebruik nie, die prys per eenheid bly dieselfde. 'n Bloktarief, dit werk bietjie anders. So ons het nou na vaste tariewe gekyk, dan moet jy ook weet wat is bloktariewe, 'n bloktarief. Dit werk 'n bietjie anders. Hier word die koste per eenheid duurder na mate jy meer gebruik. So hoe meer jy gebruik, hoe duurder raak dit. Dit is basies met water en elektrisiteit en soms ook jou airtime as jy baie praat. So jy begin dalk baie goedkoop vir die eerste paar eenhede, maar hoe meer jy gebruik, hoe hoër raak die prys per eenheid. En onthou, eenheid is nou daai kilowatts of die kiloliters of jou megabytes of airtime, daai is jou eenheid. Byvoorbeeld, 0 tot 50 kilowatts kos R1.20 per kilowatt. 51 tot 150 kilowatts kos R150 per kilowatt. En dan, bo dit, alles bo 150 kilowatts per uur, kos R2 per kilowatt. So kan julle sien, was eers R120, toe sit 150 en toe sit R2. Dit klink nou nie baie nie, maar hoe meer dit ophoop, hoe meer raak dit. So hoe minder jy gebruik, hoe goedkoper betaal jy, maar as jy baie gebruik, word dit vinnig duurder. 'n Mens sal nou sê, maar ja, ek gebruik baie, so natuurlik gaan dit meer raak, maar jou eenhede gaan ook meer gebruik. Julle sal dit nou in die volgende voorbeeld ook sien. 'n Ander voorbeeld van 'n tariefstelsel met elektrisiteit en water, so hierdie gebruik jy gewoonlik eenhede wat gemeet word in kilowatt of kiloliter, is baie keer gebruik met bloktariewe. Soos wat ek nou vir julle gesê het, elektrisiteit en water is meeste van die tyd bloktariewe. Veral om mense aan te moedig om nie te veel te mors nie. So as hulle vir julle vra, en hulle mag dit vir jou vra vir 'n algemene kennisvragie, hoekom sit hulle bloktariewe op, sê nou maar water en elektrisiteit, dan kan jy sê dit moedig mense aan om nie te veel te gebruik nie, want hulle eerste paar eenhede gaan baie goedkoop wees. Hulle gaan maklik daai geld gee, maar sodra dit meer as 'n sekere hoeveelheid eenhede is, en onthou dit verskil, dan gaan jy sê nou maar duurder betaal. Met selfoonkontrakte, hier betaal jy gewoonlik 'n basiese maandelikse fooi, en dan kry jy 'n sekere hoeveelheid minute of data ingesluit. As jy meer gebruik as wat dit ingesluit is, moet jy ekstra betaal. So byvoorbeeld, jy kry R50 se airtime in jou kontrak, okay? Daar is jou vasgestelde bedrag. Maar sodra jy nou meer as 50 minute gebruik, vra mens gewoonlik jou ma of jou ouma of wie ook al, of jy sit self vir jou meer op. Daai gaan baie duurder wees. Baie ander dinge in alledaagse lewe werk ook met tariefstelsels, byvoorbeeld taksies. Jy betaal 'n basiese koste om in te klim. So hulle sê, okay, as jy my taxi wil klim, moet jy R10 gebruik. En dan betaal jy nog 'n ekstra bedrag vir die hoeveelheid kilometers jy gebruik. Wat jy gaan ry. As jy by 'n poskantoor is, en onthou hierdie taxi en die poskantoor, hierdie is alles maar nou net ekstra voorbeelde. By die pos, jy betaal 'n basiese fooi vir jou posstuk, maar as jy swaarder is of verder moet reis, betaal jy ekstra. So sê nou maar, hierdie dingetjie wat ek nou wil pos Kaap toe, is R50. Maar omdat dit nou verder is, gaan ek meer moet betaal, en omdat dit 'n groter of swaarder pakkie is, moet ek ook meer betaal. So dit is ook waar my pryse op gaan, as wat dit nou kleiner of ligter gaan wees. En weer eens, hulle doen dit juis om te veroorsaak, laat jy nie so baie hoef te spandeer nie. Laaste voorbeeld
is parkering. Jy betaal miskien 'n vaste bedrag vir die eerste uur, so R10, maar daarna moet jy ekstra betaal vir elke uur wat jy langer by 'n mall is, soos Mall-adres of Centurion Mall. So om dit eenvoudig te sê, 'n tariefstelsel is die reëls wat jy sê, hoeveel jy moet betaal vir wat jy gebruik. Partykeer is dit baie eenvoudig, soos 'n vaste tarief, en ander kere raak dit meer ingewikkeld, soos bloktariewe. So hulle kan vir jou sê, okay, is R50, jy kan soveel as moontlik gebruik. Dit is 'n vaste tarief. Bloktariewe gaan op hoe meer jy gebruik. So ek wou net daai stukkie vir jou mooier verduidelik het. Kom ons kyk meer in detail na elektrisiteitstariewe. Eerstens moet ons verstaan hoe elektrisiteit gemeet word. Elektrisiteit word, soos wat ons gesê het, in kilowatt per uur gebruik. Gemeet. So kilowatt dash uur. Jy moet daai skryf. As jy 'n elektrische tariefstelsel gaan doen en jy skryf nie KWH nie en jou hoofletter W nie, gaan dit ongelukkig verkeerd wees, want jou eenhede is baie belangrik. Dit klink dalk ingewikkeld, veral as jy hierna kyk, maar dit is eintlik baie eenvoudig. 1 kilowattuur beteken jy gebruik 'n toestel van 1000 watts. Byvoorbeeld 'n groot verwarmer soos 'n heater of 'n strykyster vir 1 uur lank. So as jy die toestel soos jou lig in jou kamer vir 500 watts gebruik, is dis basies 'n halwe kilowatt. Vir 2 ure gebruik, gaan jy 'n hele kilowatt hê, want 500 plus 500 is 1000 en dit is 'n kilowatt. So basies het jy in 2 ure 'n hele kilowatt gebruik. Met ander woorde, jy betaal vir hierdie hoeveelheid energie wat jy in hierdie toestel oor tyd gebruik, betaal jy actually nou geld. Nou kom ons kyk na die tariewe. Dit wil sê hoe die prys bereken word vir die elektrisiteit wat jy gebruik. Daar is verskillende maniere hoe dit kan werk. Ons kry 'n vaste tarief. Dit is die eenvoudigste stelsel wat jy kry. Dit is basies, jy betaal R20 en jy kan soveel as moontlik kry daarvan. Jy betaal dieselfde prys per kilowatt, maak nie saak hoeveel jy gebruik nie. Byvoorbeeld, as dit jou R1.50 per kilowattuur is, betaal jy R1.50 vir jou eerste kilowatt en ook R1.50 vir jou 10de kilowatt en vir jou 100ste en vir jou 1000ste. So vir elke kilowatt is dit net R1.50. Dit verander nie. Sê nou net ons kyk na elektrisiteitstariewe met 'n bloktarief wat realisties in die algemene alledaagse lewe gebeur, dan is dit genoem 'n stapeltarief of 'n bloktarief, net soos wat jy wil. Hier werk dit 'n bietjie anders. Hoe meer jy gebruik, hoe duurder raak dit per eenheid. Jy gebruik dit in blokke. Byvoorbeeld, die eerste 50 kilowatts, en ek wil hê jy moet dit neerskryf dat jy dit kan verstaan. Die eerste 50 kilowatts betaal jy R1.20 voor. Vir die volgende 100 is dit 150 kilowatts, dis vir 51 tot 150, betaal jy R1.50 voor, so nou 30 sent opgegaan. As jy verder gaan kyk na die prys, gaan dit hoër raak, byvoorbeeld R2, soos wat ons nou nog gesê het. Dit beteken dat mense wat elektrisiteit gebruik 'n laer prys per eenheid betaal, maar as jy baie gebruik, word jy stelselmatig meer belas. Hierdie stelsel moedig mense aan om minder te gebruik. So basies in kort, jy betaal altyd die hoeveelheid elektrisiteit wat jy gebruik in kilowatts per uur, maar die manier hoe jou rekening bereken word, hang af van watter tariefstelsel jy gebruik word, van 'n vaste tariefstelsel of 'n bloktarief, 'n stapeltarief. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. So, hulle sê, hier is die blokke waar volgens jy betaal. As jy nou links van my skerm kyk, sal jy nou hierdie blokkies sien. Nou dit is hoe hulle basies dit gaan uitwerk, 0 tot 50 kilowatts per uur, 51 tot 150 ensovoorts. En dan jou prys per eenheid, soos wat ons nog die hele tyd gepraat het. So hulle sê, van 0 tot 50 kilowatts per uur is dit R120 en vat jou vinger en dan kan jy sien, dit is R1.20. Van 51, so enigiets na 50, as dit 50,5 kilowatt is, dit is daai ekstra een
is R1.50. Alles meer as R151 kilowatt, nee, 151 kilowatts per uur, kos dan R2 per kilowatt. Soos wat jy nou hier kan sien, op die blokkie. So kom ons kyk nou na 'n voorbeeld. Jy gebruik 120 kilowatts in 1 maand. Nou moet jy onthou, ons kan nie al die 120 kilowatts sommer net teen een prys uitwerk nie, want dit is 0 tot 50 kilowatts, 51 tot 150. So jy kan nie nou sê 120 kilowatts, kom ons werk dit sommer een slag uit nie. Nee, dit werk nie so nie. Ons moet dit stukkie vir stukkie uitwerk. Die eerste 50 kilowatts val in die goedkoopste blok, dis betaal jy 50 maal R1.20 wat vir jou R60 gee. So as jy hier gaan kyk, 50 maal R1.20 gee vir jou R60. So nou het ons al klaar 50 kilowatts van 120 kilowatts afgetrek. Die volgende 70 kilowatts wat dan oorbly, is in die volgende tarief van 51 tot 120 kilowatts. Dit val in die tweede blok, as jy gaan kyk hier in hierdie blokkie. Die tweede blok is teen R1.50 per kilowatt. Dus gaan ons daai laaste 70 kilowatts wat oorbly, maal met R1.50 en R105 kry. Nou tel ons hulle almal bymekaar. Die R60 plus die R105 is gelyk aan R165. So, as jy 120 kilowatts gebruik het, is jou totale rekening R165. Kom ons gebruik 'n tweede voorbeeld. Jy gebruik 200 kilowatts in 1 maand. Kom ons doen dieselfde stap vir stap proses om te kyk hoeveel ons dan gaan betaal. Die eerste 50 kilowatts kos steeds R1.20 elk. So ons gaan net sê 50 maal R1.20 wat R60 is. Die volgende 100 kilowatts, so van 51 kilowatts tot 150 kilowatts, kos R1.50. So ons gaan sê 100, want onthou daar 100 oorgebly. 100 maal R1.50, wat vir ons R150 gaan gee. Nou bly daar nog 50 kilowatts oor. Wat beteken ons gaan na die derde blok toe moet gaan, wat R2 elk vir die kilowatts is. Ons gaan daai 50 kilowatts vat en maal met R2, wat vir ons R100 sal gee. Ons moet dan alles bymekaar tel, die R60 wat ons in die eerste blok gekry het, die R150 wat ons in die tweede blok gekry het, en die R100 wat ons in die derde blok gekry het. Alles saam plus, wat vir ons R310 gee. So vir 200 kilowatts betaal jy 'n totaal van R310. Op hierdie manier kan jy sien dat dit belangrik is om te verstaan hoe bloktariewe werk. Want jou koste hang nie net af van hoeveel jy gebruik nie, maar ook in watter blok daardie gebruik val. Hoe meer jy gebruik, hoe groter deel van jou rekening gaan teen die duurder tariewe wees. Dit is presies hoekom die bloktarief genoem word. Elke blok het sy eie prys. So kom ons gesels oor hoe werk watertariewe. So dit is nou elektrisiteitstariewe, nou gaan ons na watertariewe kyk. Water word nie sommer net in liters gemeet, soos wanneer jy 'n bottel vol maak nie. By huishoudings en rekeninge gebruik ons kiloliters as eenhede. Nou wat beteken dit? 1 kiloliter is 1000 liter water. So as jy byvoorbeeld dink aan 1 liter koeldrankbottels, dan is 1 kiloliter presies 1000 van daardie botteltjies vol water. So dit is nogals baie. Wanneer jy jou waterrekening betaal, werk dit amper op dieselfde manier as by elektrisiteit. Jy betaal nie net 'n plat prys nie, maar die koste word volgens blokke bereken. Dit beteken, jy kry 'n sekere hoeveelheid water teen 'n laer prys. As jy meer as daardie hoeveelheid gebruik, skuif jy op na die volgende blok toe en die prys per kiloliter raak hoër. Hoe meer water jy gebruik, hoe duurder raak dit dus per eenheid. Dis 'n manier vir jou stad of dorp om mense aan te moedig om water te spaar, want as jy baie mors, betaal jy ook baie meer. Kyk, watertariewe en geld. So eerstens moet jy, so kom ons kyk na hierdie.
voorbeeld. Eerstens moet jy altyd weet watter tariewe die dorp en die munisipaliteit gebruik. Onthou, elke munisipaliteit en dorp gebruik ander watertariewe. Hier is 'n voorbeeld. 0 tot 6 kiloliters is verniet. So as jy net 6 kiloliter water gebruik in jou huis, gaan jy jou water verniet kry. Die volgende, 7 tot 30 kiloliter water, gaan dan R10 per kiloliter wees, vir elke kiloliter wat jy gebruik, en dan 31 kiloliter en meer, gaan R15 per kiloliter wees. Kan jy sien dat jou tarief per kiloliter meer raak hoe meer jy gebruik? Hierdie tabel wys jou hoe die water in die blokke gedeel word, en hoeveel jy per blok moet betaal. Skryf neer hoeveel water gebruik is. Jy moet weet, jou totale verbruik, byvoorbeeld 'n gesin gebruik 35 kiloliter in 'n maand, deel jou gebruik in die blokke van die tariewe, so die eerste blok, 0 tot 6 kiloliter is gratis, so jy gebruik die eerste 6 kiloliters, dan niks nie. Dit beteken jou koste vir die eerste 6 kiloliter is verniet, R0. Die tweede blok, 7 tot 30 kiloliter, is R10 per kiloliter. So, jy gebruik die 7 kiloliter tot 30 kiloliter, dit is 24 kiloliter in totaal. Want onthou, ons het nou al klaar die 6 kiloliter aftrek. Wat ons nou gaan basies maal, is die 24 kiloliter maal R10 is gelyk aan R240. So wat ons gedoen het, 6 kiloliter is gelyk aan 0. Die volgende een is 24 kiloliter, daar is 7 tot 30, wat ons net 24 van gaan gebruik, want onthou ons het nou al klaar die eerste 6 gebruik. Dit maal ons met 10, hoekom? Want ons tarief is R10, so dit geef ons R240. As jy daai 24 maal 10 net in jou sakrekenaar in gaan druk, gaan jy 240 kry. En dan laaste, daar bly nog steeds 5 kiloliter oor. Dit gaan nou in die volgende tarief tel. En dit gee vir ons gaan daai 5 maal met 15. Dit is R75. So kom ons stel gou, 6 plus 24 is 30, plus 5 is 35 kiloliter. So ons weet nou, ons het al ons kiloliter nou uitgewerk. Dan moet ons alles bymekaar gaan plus, R0 plus R240 plus R75 is gelyk aan R315. En jy moet jou rand onthou, jou eenheid, anders gaan dit verkeerd wees. So basies, jy gebruik in hierdie gesin wat 35 kiloliter water gebruik 'n maand, betaal R315. 'n belangrike wenk wat ek vir jou kan gee is, werk altyd van die laagste blok na die hoogste blok. So altyd die een wat die goedkoopste is, na die duurste een toe. Jy betaal nie net die duurste tarief vir jou hele verbruik nie, jy betaal vir elke blok volgens sy tarief. So skryf jou berekeninge neer, stap vir stap, soos wat ons hier gedoen het. Dit maak dit makliker en makliker om foute te vermy. Nou gaan ons kyk na selfoonkontrakte. Hoe werk dit? 'n Selfoonkontrak is basies 'n ooreenkoms tussen jou en die selfoonmaatskappy. 'n Selfoonmaatskappy kan soos MTN, Vodacom of Cell C wees. Dit beteken jy stem saam om 'n sekere tydperk, gewoonlik 2 jaar of 3 jaar, meestal 'n maand of 'n paar jaar, 'n vaste bedrag te betaal, en jou ruil kry jy toegang tot sekere dienste soos airtime, 'n foon en data. Gewoonlik betaal jy 'n basiese maandelikse fooi, en dit sluit 'n bepaalde hoeveelheid van dinge in, soos minute, daai spraak, data, soos internet, en boodskappe, SMS'e in. Byvoorbeeld, jou kontrak kan jou gee 100 minute, 500 megabytes van data en R50 SMS'e per maand in. As jy egter meer gebruik as wat ingesluit is, so sê nou net ek gebruik 60 minute, 700 megabytes en 300 minute se beltyd, gaan dit beteken daar is 'n bykomende koste, meer geld wat jy gaan moet gee. Byvoorbeeld, as jy 120 minute gebruik, maar jou kontrak sê net jy het 100 minute, sal jy ekstra moet betaal vir daai ekstra 20 minute wat jy gebruik het om jou limiet se geld terug te gee. 'n ander ding om te onthou is sommige kontrakte het spesiale voordele, soos gratis oproepe, verniet oproepe,
na sekere netwerke toe, of toegang tot musiek. Ek weet Vodacom to Vodacom se airtime, as jy hulle bel, gaan dit of verniet wees of goedkoper wees. Dit maak die kontrak dalk meer waardevol, maar dit beteken ook dat jy mooi moet kyk watter voordele regtig by jou gebruik gaan pas. So dit help nie, ek kry hierdie groot kontrak van 1000 SMS'e, maar ek SMS nie, ek WhatsApp net. Dan moet ek liewer kyk na 'n kontrak wat meer data het. Kortom, 'n selfoonkontrak is 'n manier om jou maandelikse gebruik van jou selfoon te beplan en te voorspel. Maar jy moet altyd let op wat jy ingesluit is en wat ekstra kos, sodat jy nie verras word deur jou hoë rekening aan die einde van die maand of jaar nie. 'n Voorbeeld van hoe 'n basiese kontrak werk. Stel jou voor, jy het 'n basiese kontrak wat R200 per maand kos. Hierdie kontrak gee vir jou 100 gratis minute om met mense te bel. Dit beteken jy kan tot 100 minute per maand bel sonder om ekstra te betaal. Maar wat gebeur as jy meer as 100 minute bel? Geen probleem nie, jy betaal net vir die ekstra minute. In hierdie kontrak is die koste van elke ekstra minuut R1.50. So kom ons kyk na 'n voorbeeld. 'n situasie, jy het hierdie maand 130 minute gebruik. Eerstens, kyk jy na die gratis minute. Jy kry 100 minute gratis. So, jy het egter 130 minute gebruik, so jy het 30 minute wat jy te veel gepraat het, wat jy gaan moet betaal. Die koste ekstra vir die 30 minute bereken jy nou so. 30 maal R1.50, nee, want dit is soveel dit per minuut ekstra kos. En dit gee vir jou R45 wat jy nou ekstra gaan moet betaal. Nou voeg ons dit by jou basiese kontrak wat R200 is. So R200 plus R45 is op die einde R245. Dis is daardie maand betaal jy R245 vir jou selfoonkontrak, ongeag of jy net geteken het vir R200. Gelykbreekpunt-analise of break-even analysis, dit is basies nou net die Afrikaanse woord, as jy dit eerder so ken, beteken dat ons kyk na die punt waar jy die besigheid of jy nie wins maak nie, maar ook nie 'n verlies maak nie. So dit is basies, hy maak nie 'n wins nie, hy maak nie 'n verlies nie, hy maak nie geld nie, hy verloor nie geld nie. Dit is net die punt, hy het net al sy verlies of sy uitgawes gedek. Dit is die hoeveelheid produkte wat jy moet verkoop om al jou kostes te dek. As jy minder verkoop as jou gelykbreekpunt, maak jy 'n verlies. Maar as jy meer verkoop, begin jy wins maak en onthou van daai wins, né? Hierdie idee is baie belangrik, want dit help 'n besigheid om te weet presies hoeveel items hulle moet verkoop voordat hulle regtig geld sal begin inbring. Wanneer ons oor 'n gelykbreekpunt praat, moet ons eers die belangrikste begrippe verstaan, so die basiese bewoording. Vaste koste is die koste wat altyd dieselfde bly. Of jy nou baie of min verkoop, dit bly dieselfde. Selfs al verkoop jy niks nie, moet jy steeds jou huur betaal, jou personeel, jou salarisse moet dalk betaal word, jou masjiene as jy dit moet afbetaal. Daai is jou vaste koste wat jy altyd moet betaal. Dit verander niks nie. Veranderlike koste is die koste wat anders is. Dit hang af van hoeveel jy maak of verkoop. Byvoorbeeld, as jy muffins bak, moet jy vir elke muffin meel, eiers en suiker gebruik. Hoe meer muffins jy bak, hoe meer bestanddele koop jy en hoe hoër raak die koste. Die verkoopprys per item is die bedrag waarvoor jy jou produk aan 'n kliënt verkoop. As jy jou muffin vir R10 verkoop, dan is die R10 jou verkoopprys. Die inkomste wat jy kry is die geld wat jy inkom van daardie verkope. Om dit te bereken, gebruik ons die volgende formule. Inkomste is gelyk aan aantal items maal verkoopprys. So as jy 100 muffins verkoop teen R10 elk, kry jy inkomste van R1000. En ek wil hê jy moet vir my gou daai neerskryf, daai formule. Inkomste is gelyk aan aantal items maal verkoopprys.
So basies wat dit beteken, en ek herhaal myself, as jy 100 muffins verkoop jy dit teen R10 elk. So vaste inkomste is, wat noem mense dit, aantal items is 100 muffins, 100, maal die verkoopprys, dit is R10, so jy maal dit 100 maal 10, het jou R1000. Aan die ander kant het ons die totale koste. Dit is alles wat jy uitgee om jou besigheid aan die gang te hou. Dis jou vaste koste plus jou veranderlike koste. Die formule is die totale koste is gelyk aan vaste koste plus veranderlike koste maal aantal items, en ek wil hê jy met jou veranderlike koste en aantal items in hakkies sit. Kom ons kyk na 'n voorbeeld vir dit. As jou vaste koste R500 is en jou veranderlike koste R4 per muffin is en jy bak dit teen 100 muffins, dan sal die totale so lyk. R500, dit is daai vaste koste. Sê nou maar ek moet 'n oond huur plus hakkie R4. Hoekom R4? Want dit is hoeveel dit per muffin is. En maal jou aantal items. Ons maak 100 muffins. Soos 500 plus hakkie R4 maal 100 hakkie. En dit gee vir my R900 as jy dit so in jou sakrekenaar intik. Sodra jy die inkomste en jou totale koste het, kan jy of jou wins of verlies gemaak het. As jou inkomste hoër as jou totale koste, het jy wins gemaak. So jou inkomste meer as jou uitgawes, meer gemaak. Die formule vir wins is so: inkomste minus uitgawes of inkomste minus totale koste. As jou inkomste laer is as jou totale koste, het jy 'n verlies gemaak, en dan gebruik ons die formule verlies is gelyk aan totale koste minus inkomste. So basies uitgawes minus inkomste. Dit gaan jou verliesformule wees. Ek sê weer, verlies formule is uitgawes minus inkomste, met wins is dit inkomste minus uitgawes. Kom ons kyk na 'n voorbeeld vir dit. As jou inkomste R1000 is en jou totale koste is R900, so ek het 'n inkomste van R1000 en my totale koste is R900, maak ek R100 wins, want ek het gesê 1000 minus 900 en dit gee my R100. Dit is R100 wat ek in my sak kan sit. Maar as my inkomste net R800 is, maar ek het R900 spandeer om my muffins te maak, sit ek in 'n verlies van R100. Dit beteken ek het R100 verloor. My gelykbreek-analise is dus baie nuttig, omdat dit vir jou wys waar jou risiko's lê en hoeveel jy moet verkoop om veilig te wees en nie jou geld te verloor nie. Dit help jou om jou te verstaan vanaf watter punt jou besigheid regtig begin wins maak. So ek weet, ek moet eers 50 muffins verkoop voordat ek gaan begin wins maak, want ek moes my huur betaal het, ek moes my elektrisiteit betaal het, ek moes al die bestanddele gekoop het. Al daai is verlies. Jy sit, as jy met jou besigheid begin, sit jy in 'n verlies. Eers nadat jy 50 muffins verkoop het, het jy al daai geld teruggemaak wat jy uitgespandeer het, en dan maak jy geld wat jy kan indruk. So kom ons kyk na die gelykbreek formule. Ons praat 'n bietjie oor dit. Nou, wat beteken dit? Dit is die punt waar jy nie wins maak nie, maar ook nie wins verlies nie. En julle, ek weet ek herhaal myself, maar ek wil hê julle moet hierdie verstaan. Jy kry dus net jou koste terug, jy staan gelyk. So jy het nog nie 'n wins gemaak nie, nog nie 'n verlies gemaak nie, jy staan net nou gelyk. Kom ons praat oor die formule. Die gelykbreekpunt is gelyk aan vaste koste op verkoopprys per item minus veranderlike koste per item. Ek gaan jou mooi stap vir stap nou verduidelik. Hoe werk dit? Vaste koste, dit is die koste wat jy elke maand of elke keer moet betaal, maak nie saak hoeveel jy verkoop nie, so basies jou huis of jou oond, of as jy iets huur of jy moet salarisse uitgee vir mense, want onthou jy is nou 'n besigheidseienaar, enigiemand soos dit, moet jy die hele tyd uitgawes. Of jy nou iets koop of nie, jy moet daai vaste uitgawes gee. Byvoorbeeld, jy huur jou winkel, of jy moet salarisse uitgee, of jy moet jou masjinerie afbetaal. Hierdie bedrag bly altyd dieselfde. Die veranderlike koste, so die ondersteune, is die koste per item. Dit is die koste wat
verander afhangend van hoeveel jy maak of verkoop. Byvoorbeeld koste van grondstowwe of verpakking of elektrisiteit wat jy gebruik om net daardie een item te maak. Hoe meer items jy maak, hoe meer veranderlike kostes betaal jy natuurlik. Jou verkoopsprys per item, dit is die prys waarvoor jy jou produk verkoop aan jou kliënt. Nou gebruik ons die formule. Jy neem jou vaste koste en deel dit deur die verskil tussen die verkoopprys per item en die veranderlike koste per item. Daardie verskil noem ons soms die bydra per item. Want dit wys hoeveel elke item eintlik bydra tot die betaling van jou vaste koste. Baie belangrik, wanneer jy jou gelykbreekpunt uitwerk, gaan jy soms by 'n desimale getal uitkom, soos 45,7. Maar jy kan nie daai 0,7 van die items verkoop nie. Ek bedoel, hoe verkoop jy 0,7 muffins? Jy kan nie. Jy moet altyd afrond tot die naaste heel volgende getal. Want onthou, ek het nog steeds 0,7 ekstra, so dit is basies, jy moet 'n hele muffin verkoop, as dit sin maak wat ek nou sê. Jy moet altyd afrond. So hierdie voorbeeld sal jy moet afrond, so sê nou net ek het 45,7, dan gaan ek moet afrond tot 46. Sê nou net ek het 45,3, ek gaan nog steeds daai 3 moet afrond, en dan gaan ek steeds 64 kry. Dit beteken ek het 46 items verkoop om regtig by jou gelykbreekpunt uit te kom. Stap vir stap metode om jou gelykbreekpunt uit te werk. So kom ons kyk nou na die stap vir stap hoe jy die gelykbreekpunt kan bereken. Skryf eers jou vaste koste neer. Dit is daardie ding wat jy altyd moet betaal, of jy nou een produk verkoop of duisende. Jy het altyd daai vaste uitgawes, want dit gaan nie, of ek nou een produk verkoop of 1000, dit gaan nie verskil maak aan hoeveel huur ek moet betaal, byvoorbeeld nie. Voorbeeld hiervan is jou huur, of 'n winkel of 'n lokaal. Elektrisiteitsrekening, dis basiese deel daarvan, of jou salarisse van die mense. Hierdie koste verander nie as jy meer of minder produkte maak nie. Dit bly altyd dieselfde. Skryf dan jou veranderlike koste per item neer. Dit is die koste wat jy spesifiek betaal om net een item te maak. Byvoorbeeld, die bestanddele om een koek te bak, die materiaal om een hemp te maak, of die verpakking wat jy gaan met daardie een item. Hoe meer items jy maak, hoe meer veranderlike koste betaal jy. Skryf jou verkoopprys per item neer. Dit is die prys wat jy vra vir jou kliënt vir elke item wat jy verkoop. Byvoorbeeld, R20 vir die koeldrank of R150 vir die skoolhemp. Dit is hoeveel dit gaan kos. Gebruik nou hierdie gelykspreekformule en die formule sê: gelykbreekpunt is gelyk aan jou vaste koste op jou verkoopsprys per item minus jou veranderlike koste. Jy sien daar is 'n stukkie in die hakkie. Jou verkoopsprys minus veranderlike koste. Dit noem ons die bydra per item, want dit wys hoeveel van die verkoopprys oorgebly het om jou vaste koste te help betaal, nadat die veranderlike koste klaar afgetrek is. Bereken jou antwoord. Jy vat nou jou vaste koste en deel dit deur die bydra per item wat jy uitgewerk het. Dit gaan vir jou wys hoeveel items jy moet verkoop voordat jy by die gelykbreekpunt kan uitkom. Daarna rond jy af na die heel getal toe. Onthou, jy kan nie 'n halwe item verkoop nie, so jy moet na die naaste heel getal. So as jou berekening sê jy 32,4, dan moet jy dit na 33 toe vat. Jy het dus minstens 33 items verkoop om regtig gelyk te staan. Dit beteken eers jou 34ste hemp gaan jy begin wins maak. 'n Voorbeeld, kom ons kyk na 'n voorbeeld van muffins. Stel jy voor, daar is 'n bakker wat muffins verkoop. Nou voordat hy kan begin wins maak, moet hy eers al sy koste dek. Kom ons kyk mooi daarna.
Vaste koste, dit is die koste wat hy altyd moet betaal of hy nou baie of min muffins verkoop het. In hierdie geval is sy vaste koste R900. Hulle sal vir jou so gee of hulle sal vir jou 'n mooi storie gee, maar jy kan dit nou net so onder mekaar gaan neerskryf. Jou veranderlike koste per muffin, dit is hoeveel dit hom kos om net een muffin te maak, en hier is dit dan R3 per muffin. En dan die verkoopprys, dit wat hy in een muffin vra. Hy verkoop dit vir R8 per muffin. Nou wil ons weet, hoeveel muffins moet hy verkoop om gelyk te breek? Met ander woorde, hoeveel muffins moet hy verkoop sodat hy nie geld verloor nie, maar ook nie wins maak nie, net sy koste presies dek. Die formule wat ons gebruik is die gelykspreekpunt, is gelyk aan vaste koste gedeel deur of op verkoopprys minus veranderlike koste. Dit is dan basies 900 gedeel deur 900 op 8 minus 3. So eers wat ons gaan doen is, ons gaan sê 8 minus 3, daai R3, en dan R8, die hoeveel ons vir die muffin vra en hoeveel ons verkoop, 8 minus 3, is gelyk aan 5. Dit beteken dat vir elke muffin wat hy verkoop, hy eintlik R5 oorhou om sy vaste koste mee te betaal, sy wins te maak. Dan gaan ons daai 5 vat en ons gaan dit deel deur 900. En onthou jy met die grootte gedeel deur. So ons gaan sê 900 gedeel deur 5 of 900 op 5, want onthou daai op beteken eintlik 'n deel. So 900 gedeel deur 5 en dit beteken die bakker moet, want dan is dit 180. Wat vir ons sê, dit beteken die bakker moet 180 muffins verkoop om gelyk te breek. Met ander woorde, hy moet presies 180 muffins verkoop voordat hy genoeg geld gemaak het om al sy kostes te betaal, maar nog geen wins nie. As hy 181 muffins of enigiets meer as 181 muffins verkoop, begin hy eers wins maak, en as hy enigiets onder 180 muffins verkoop, dan verloor hy geld. So wenke om te onthou oor die gelykbreekpunt. Kom ons dink oor die gelykbreekpunt asof dit 'n storie is. Die gelykbreekpunt beteken jy maak geen verlies en ook geen wins nie. Dit is soos om net kop bo water te hou. Jy het al jou koste terugbetaal, maar jy het nog nie ekstra geld in jou sak gedruk nie. Hoe werk die formule? Onthou dit soos 'n rympie of 'n storie. Bo skryf jy jou vaste koste neer. Dit is die koste wat altyd dieselfde bly, soos jou huur of jou salarisse. Onder skryf jy die verkoopprys, muffins, veranderlike koste neer, so byvoorbeeld hoeveel jy vir dit vra en minus hoeveel jy vir dit sal kry. En dan kry jy jou gelykspreekpunt. Jou vaste koste gedeel deur jou of op jou verkoopprys minus veranderlike koste. Dis hoekom ons sê jy kan die formule soos 'n klein storie of onthou. Vaste koste bo, verkoopprys minus veranderlike koste onder. Hoe om dit te verstaan of jy wins of verlies maak? As jou inkomste gelyk is aan jou totale koste, dan is jy presies by jou gelykbreekpunt. So as jou uitgawes sê R500 en jou inkomste R500, dan is jy op jou gelykbreek. As jou inkomste minder is as jou totale koste, dan het jy 'n verlies gely, beteken jy het geld verloor. En die definisie in eenvoudige woorde, 'n gelykspreekpunt is die aantal items wat 'n besigheid moet verkoop om al sy koste te dek. Op daardie punt maak jy geen verlies en geen wins nie. Hersiening, wat beteken gelykbreekpunt? Kom ons toets weer of jy dit verstaan. As jy meer verkoop as die gelykbreekpunt, beteken dit jy maak wins. As jy minder verkoop, verloor jy geld, en dis hoekom gelykbreekpunte so belangrik is. Kom ons kyk na lengte. Meting. Meting werk met lengte, massa en volume en temperatuur. Kom ons begin by lengte. Lengte is eenvoudig hoe lank of hoe ver iets is. Jy het al gehoor van millimeters, sentimeters, kilometers en meters. Nou soms moet ons hierdie eenhede in mekaar kan omskakel. Ek gaan jou stap vir stap wys hoe om dit te doen. Stap vir stap omskakeling van lengte leer, soos van millimeter na sentimeters toe en van sentimeters na meters toe. Met ander woorde, hoe groter 'n eenheid raak, hoe meer moet jy deel.
'n voorbeeld hiervan is as ek 5,6 km wil omsit na meters toe, gaan ek weet 1 km is gelyk aan 1000 meter. So ek gaan moet sê 5,6 maal 1000, wat vir ons 5600 meter gaan gee. Kom ons gesels oor hoe lengte en hoe ons tussen die verskillende eenhede kan omskakel. Ons werk hier met millimeters, sentimeters, meters en kilometers. Daar is 'n paar eenvoudige reëls wat jy altyd eers moet onthou. Eerstens, 10 mm is gelyk aan 1 cm. Tweedens, 100 cm is gelyk aan 1 meter. En laastens, 1000 meter is gelyk aan 1 kilometer. As jy hierdie 3 sleutels onthou, maak dit werk baie makliker. Want dit gaan net oor die vermenigvuldiging, maal, en deling met 10, 100 en 1000, afhangend watter rigting jy beweeg. En as jy hierdie ken van die kilometers, meters, centimeters en millimeters, en net sien 1110, weet wat se kant toe maal jy en wat se kant toe deel jy, is jy fine. En dan gaan jy dit kan kry. So, memoriseer hierdie diagrammetjie wat ek vir jou gegee het, en dan sal jy, en verstaan hom, dan sal jy fine wees. Kom ons kyk gou na hierdie. Kilometer na meter toe gaan ek maal met 1000, want dis wat my pyltjie vir my sê. As ek sê kilometer na sentimeter toe, hoeveel nulle het ek nou mee gewerk? 1, 2, 3, vir daai kilometer na meter toe, maar ek moet onthou van die 100 ook van die meter na centimeter toe, want ek wil van kilometer na centimeter toe gaan. Dit beteken ek het met 5 nulle gewerk, want 1, 2, 3, en dan meter na centimeter, 4, 5. So ek gaan met maal met 10.000, want 10.000 is 5 nulle. 100.000 bedoel ek is jammer daaroor. Ons vermenigvuldig dan. As jy van klein eenhede na groot eenhede toe wil gaan, soos byvoorbeeld millimeter na centimeter toe, gaan ek moet deel. Millimeter na meter toe, dan gaan ek nou deel met 1000, want ek werk met 3 nulle, soos wat julle op hierdie diagram kan sien. En kom ons kyk na 'n voorbeeld. As ek sê 5,6 km na meter toe, met hoeveel nulle werk ek? Ek kilometer na meter toe. Dan gaan my komma 3 keer regs skuif. Of jy gaan sê 5,6 maal 1000. En dit gee vir my 5600 meter. Want ek het gesê 5,6 maal 1000. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. As ek met 120 cm na meters toe moet vat, so nou sit ek my vinger op hy centimeters, en ek weet ek moet meters toe gaan ek na hierdie diagram kyk, en ek weet ek moet deel met 1000, en dan gaan ek sê 120 gedeel deur 100, en dan gaan ek 1,2 meter kry. Laaste voorbeeld, as ek van 3,45 km na meters toe wil gaan, so kilometer na meter is maal 1000, gaan ek sê 3,45 maal 1000 is gelyk aan 3450 meter. En hierso is vir jou 3 voorbeelde om van te werk. Met massa werk ons presies dieselfde. Ek sal later net vir jou die diagrammetjie byskryf, maar basies werk dit presies dieselfde, gram, kilogram, ton en milligram, en jy gaan hierdie keer nou net met 1000 maal en deel die heeltyd. Selfde voorbeeld, van links na regs, dan maal jy, van groot na klein, maal jy, en van klein na groot, deel jy. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. 2,75 ton na kilogram gaan ek maal met 1000. So 2,75 maal 1000 gee my 2750 kilogram. Ander voorbeeld, 2750 kilogram na gram toe, dit beteken ek gaan maal met 1000. En dit is 2750 maal 1000 gee vir my 2.750 gram. So basies, daar is 2.750.000 gram in 2750 kilogram.
Met volume werk ons met milliliters, liters, kubieke meters en kubieke meters. En dan gebruik ons hierdie diagrammetjie. Hier wil ek julle moet net vir my vandag kyk na sentimeters en millimeters, kubieke millimeters. Daarso is dit 10 tot die mag 3. Dit beteken, daar moet 3 nulle wees. So, ek gaan 3 nulle bysit, of jy kan hom net so eenvoudig in jou calculator gaan sit, 10 tot die mag 3. So, dan kan jy hom nou ook steeds so gebruik, 1110, en dan moet jy net daai 3 onthou, anders dan gaan jou antwoord verkeerd wees. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. En dit werk presies dieselfde. Van groot na klein, maal jy, van klein na groot, deel jy. 'n voorbeeld wat ons kan gebruik is nou hier, 5 kubieke meter na liter toe, maal ek met 1000, en dan, dit is 'n keyword hier wat jy moet geweet, 5 kubieke meter is 1 liter, so jy gaan, 8000, so jy gaan maal met 1000, dit gee vir my 5000 liter, 3000 kubieke sentimeter na milliliter, en dan na liter toe, so basies hulle soek my antwoord in liter, gaan ek moet deel deur 1000, hoeveel keer? 2 keer, want ek moet eers deur daai meters gaan, milliliters gaan, en dan na liters toe gaan. En hier kan hulle presies net dieselfde werk, want kubieke sentimeters, meters, so basies, kubieke kilometer, is dieselfde as 'n kiloliter, as dit sin maak. As ek nou na kubieke sentimeter toe gaan, dan gaan ek sê 1 kubieke sentimeter is dieselfde as 1 liter. En ek wil julle moet daai stappe mooi verstaan. So basies 300 milliliter na liter toe is 300 gedeel deur 1000 is gelyk aan 0,3 liter. Kom ons kyk na temperatuur, van grade Celsius na Fahrenheit. Wanneer ons met temperatuur werk, gebruik ons 2 verskillende skale, Celsius en Fahrenheit. Om van een na die ander te skakel, is daar 2 eenvoudige formules wat jy moet onthou. As jy van Fahrenheit na Celsius wil omskakel, gebruik jy die formule 5/9 mal Fahrenheit minus 32 en Fahrenheit en minus 32 is in hakies. Dit beteken jy trek eers die 32 van die Fahrenheit af, temperatuur af, en dan vermenigvuldig jy, maal jy die antwoord met 5/9. As jy van Celsius na Fahrenheit wil omskakel, gebruik jy die formule grade Celsius, so hoeveel ook al hulle vir jou gee, mal 9/5 plus 32. Hier moet jy eers die Celsius temperatuur met 9/5, so 9/5, maal, en dan 32 bytel. So kyk net dat hulle dit omskakel, want onthou, hulle kan vir jou net die grade Celsius is gelyk aan Fahrenheit minus 32 mal 5/9 gee. Hulle kan vir jou daai formule gee, maar dan gaan hulle vir jou vra om Fahrenheit uit te werk. Dan moet jy net weet, alles gaan oor die is gelyk aan, dit beteken dit raak alles anders, so waar daai 32 nou plus, gaan aan die ander kant gaan, minus. Daai 9/5 maal, gaan oorgaan, dan gaan dit 5/9 wees, want hy flip mos, as hy oor die is gelyk aan gaan. Nou kom ons kyk na 'n voorbeeld. Kom ons gebruik sommer, die een wat hulle sê 25 grade Celsius wil ons omskakel na Fahrenheit. Dit beteken ons begin by die formule 5/9 mal Fahrenheit minus 32. Fahrenheit minus 32 is ons trek eers van mekaar af, so 32 minus 68, dit gee vir ons 36. Dan deel ons dit deur 9 wat 4 is en vermenigvuldig dit met 5. Dit gee vir ons dus 20. Jy kan dit net so in jou sakrekenaar intik as jy dit nie stappie vir stappie wil doen nie. So dit beteken, dit is gelyk aan 20 grade Celsius. So basies 32, dit beteken 68 Fahrenheit is gelyk aan 20 Celsius.
'n laaste kontrole voorbeeld is wanneer ons 0 grade na Fahrenheit wil omskakel, as jy vir ons die formule volg, so ons sê, ons het 0 grade Celsius, ons gaan sit hom daarin, as ons 0 maal 9/5 plus 32, dit beteken 0 grade Celsius is gelyk aan 32 grade Fahrenheit. Dit is 'n belangrike punt om te onthou, want dit is die vriespunt by water. So ek kan vir jou vra, wat is die vriespunt? Dan moet jy sê 32 grade Fahrenheit of 0 grade Celsius. Wanneer ons na lengtes kyk, moet ons verstaan hoe die eenhede in mekaar pas. Ons begin by die kleinste, 1 cm is gelyk aan 10 mm. Dit beteken die klein streepies op 'n liniaal is elke 1 mm en 10 van hulle maak 'n hele sentimeter. Dan weet ons 1 meter is gelyk aan 100 cm. So 'n 100 cm in 'n ry kry ons 1 meter. Verder, as ons 1 kilometer gelyk aan 1000 meters sit, so as ons klomp 1000 meters, as ons 1000 keer streepies trek 'n meter uit mekaar uit, gaan ons 1 kilometer kry. Dit is min of meer van 'n huis tot by 'n dorp en so voort. Onthou net, as jy van een kleiner eenheid na groter eenheid gaan, deel jy, maar as jy van 'n groot eenheid na 'n klein eenheid gaan, dan maal jy. By massa, wat gaan oor hoe swaar of lig iets is, begin ons by 1 kilogram, wat gelyk is aan 1000 gram. Jy kan onthou, as jy aan 'n brood dink, wat omtrent 1 kilogram weeg, terwyl iets klein soos 'n chippy net 1 gram is. Nog groter as kilogram is 1 ton, en 1 ton is gelyk aan 1000, want alles by massa is met duisende verskil. So, ton tot kilogram is 1000 eenhede verskillend. Van kilogram na gram toe, 1000 eenhede. Van gram na milligram toe, 1000 eenhede. Nou gaan jy net moet bepaal of jy met maal of deel. Ons kan ook sê 1 kubieke sentimeter, dit is 'n blokkie van 1 cm by 1 cm by 1 cm, want onthou, volume kubieke sentimeters is 'n binnekant van 'n 3D voorwerp. As ons groter dink, weet ons dat 1 kubieke meter gelyk is aan 1000 liter, en dit is dieselfde as 100.000 kubieke sentimeter. Jy kan onthou deur dit te dink aan groot kubus, soos 'n groot wasmasjien, of omtrent 1000 liter water hou, 'n bak wat 1000 liter water hou, of 'n trommel, soos daai Jojo dinks. Laastens kyk ons na temperatuur, wat ons gewoonlik in grade Celsius of grade Fahrenheit meet. Hier gebruik ons 'n spesiale formule om van een stelsel na 'n ander stelsel te beweeg en te skakel. As jy van Celsius na Fahrenheit wil gaan, gebruik ons die formule grade Celsius maal 9/5 plus 32. As jy van Fahrenheit na Celsius toe wil gaan, gebruik ons Fahrenheit minus 32 maal 5,9. 5/9. Al hierdie reëls werk soos 'n klein gids wat jy vinnig gebruik wanneer jy vasbrand. Onthou net die patrone. By lengte gaan jy van millimeters na centimeters na meters dan kilometers. OK? Wat sins groter en wat sins kleiner. By massa beweeg ons van ton na kilogram na gram, milligram na milligram toe. En dan by temperatuur is dit net die formules. Die mooi ding is dat meeste van hierdie omsettings inspronge in 10, honderde of duisende is, of net duisende. Behalwe by temperature is dit net 'n bietjie anders, maar daai formules is daarom baie maklik om te onthou. Kom ons kyk na kaartwerk. Wanneer ons praat van 'n skaal, bedoel ons hoe die afstande wat jy in 'n kaart sien, vergelyk met die regte afstand in die werklikheid. 'n Kaart is mos baie kleiner as die wêreld self. So ons kan nie alles op die ware grootte wys nie. Daarom gebruik ons 'n skaal. 'n Maklik voorbeeld is 'n skaal van 1 tot 50.000. Dit beteken dat 1 centimeter op die kaart gelyk is aan 50.000 centimeters in die werklikheid. As ons dit omskakel, is
500 meter, met ander woorde, 'n kort streepie van 1 centimeter, op jou kaart stel eintlik 'n halwe kilometer op die grond voor. So 1 centimeter, as ons die skaal 1 tot 50.000 gebruik, is 1 centimeter 'n halwe kilometer. Nou kom ons kyk, stap vir stap, hoe om dit te gebruik. Die eerste ding wat jy altyd moet doen, is om die skaal van een kaart te lees. Dit sal gewoonlik iets soos 1 tot 50.000 of 1 tot 100.000 wees. Gewoonlik is dit een van daai twee. Hierdie verhouding sê vir jou die hoeveelheid kere kleiner of die kaart is in werklikheid. Die tweede stap is om die afstand op die kaart te meet. Jy vat jou liniaal en meet die regte afstand tussen die twee punte wat jy wil weet. Byvoorbeeld tussen twee dorpe of riviere by 'n pad. Maak seker jy skryf jou afstand altyd in sentimeters neer. Daarom moet jy daardie kaartafstand met die skaal vermenigvuldig. Maal. Ons gebruik hierdie formule, kaartafstand, so hoeveel die afstand op die kaart is, maal die skaalwaarde, die regte, dan kry ons die regte afstand in sentimeter. Sodra jy jou antwoord het, gaan jy nog in centimeters wees, en dit is altyd 'n prakties nie, want niemand wil iets soos 700 centimeters weet nie, 700.000 centimeters weet nie, want dit is onrealisties. As hulle afstand verduidelik nie. Niemand praat van, ja, my huis is 700.000 centimeters van jou af nie. Nee, jy sal sê, dis 7 kilometers van my af. Jy sal nie sê 700.000 centimeter. Daarom moet ons dit nou omskakel en bruikbare eenhede gebruik. Eenhede wat actually sin maak. Jy kan dit eers van centimeters na meters omskakel. Dit is dan deur 'n 100 deel. Dan kan jy dit verder in meters of na kilometers toe omskakel, wat deel deur 1000 is. So basies, ons gaan daai 700.000 centimeter deur 100 deel en dan deur 1000. So kom ons vat 'n vinnige voorbeeld. Sê nou jy het 7 cm op jou kaart gemeet met jou liniaal. En jou kaart sê die skaal is 1 tot 100.000. Dan doen jy dit so. 1 cm maal 100.000 is gelyk aan 700.000 centimeter in werklikheid. Nou deel jy dit deur 100 en jy kry 700.000 meter. Dit deel jy nog een keer deur 1000 en jy kry 7 kilometer. En mense sal gewoonlik sê, ja, ek is so 7 kilometers van jou af. Maar jy gaan nie sê 700.000 centimeters nie. So dis hoekom ons hierdie doen en jy moet dit so kan doen. So op jou kaart lyk dit net soos 'n klein enetjie. So klein eentjie is, maar in werklike lewe is dit eintlik 7 centimeter ver. Wanneer ons met kaartwerk werk, is dit baie belangrik dat ons baie begrip vir skaal verstaan. So dit beteken jy moet baie weet wat jou skaal vir jou sê. Skaal help ons om te weet hoe die afstand wat ons op die kaart sien vergelyk met die werklike afstand in die regte lewe. Met ander woorde, dit wys vir ons die verhouding tussen wat ons papier geteken is en hoe dit in die werklikheid lyk. Daar is hoofsaaklik twee maniere hoe hierdie skaal op 'n kaart gewys kan word. Die eerste een is die verhoudingsskaal, wat ook 'n ratio skaal genoem word. Hier kry ons 'n verhoudingsskaal soos byvoorbeeld 1 tot 50.000. Dit beteken dat 1 centimeter op die kaart gemeet word gelyk is aan 50.000 centimeters in die regte wêreld. As ons dit makliker maak om te verstaan, beteken dit 1 centimeter op die kaart is eintlik 500 meter in werklikheid. So elke keer as jy op die kaart gemeet word, gebruik jy daardie verhouding om dit om te sit in die regte afstand. Die tweede manier is die lynskaal. So dit is daai een wat ek in groot sirkels vir jou nou gehighlight het. Gesirkel het. Soos wat julle kan sien, die klein sirkeltjies daarbo is jou 1 tot 50.000 of 1 tot 10.000. En dan het ek vir jou so skale daarso met groot sirkels gesit, as ook vir jou op die linkerkant van die skerm het ek vir jou so skaal gesit. Hierdie tipe skaal lyk soos 'n kort streepie op 'n lyn wat op die kaart gebruik is en langs die lyn staan die afstand wat jy voorstel. Byvoorbeeld 1 kilometer of 5 kilometers en in hierdie geval hierdie groot
skaal hierso sê dit 400 meters, 400 meter. Jy kan eenvoudig jou liniaal teen die lyn hou en dit gebruik om 'n ander afstand op die kaart makliker uit te werk. Hierdie manier is baie handig, want jy hoef nie self berekeninge te doen nie. Jy gebruik net die lyn as jou maatstaf. Op die skyfie kan ons ook die verskillende skale sien op die twee kaarte. So jy kan jou 1 tot 10.000 sien, jou 1 tot 50.000, asook jou lynskale daaronder. By rigting, wanneer ons oor rigting praat, bedoel ons eintlik die proses van een plek in die verhouding tot 'n ander. Met ander woorde, as jy wil verduidelik waar 'n plek geleë is, kan jy die rigting gebruik om dit duideliker te maak. Ons gebruik die 4 hoofkompaspunte om dit aan te dui, naamlik noord, suid, oos en wes. Noord, oos, suid, wes. Hierdie 4 is die belangrikste en dien as die basis, maar ons gebruik ook tussenrigtings, wat die spasies tussen twee hoofrigtings aandui. Byvoorbeeld noordoos, noordwes, suidoos en suidwes. As ons nog meer presies wil wees en julle moet dit ook ken, kan ons selfs fynrigting gebruik, soos noord-noordwes. Dit help ons om baie akkuraat te verduidelik, om 'n plek te kry. Goeie voorbeeld is as jy op 'n kaart wil sê dat 'n dorp net 'n bietjie na links van die noord is. Kan jy ook sê noord-noordwes gebruik om presies te beskryf waar jy vandaan praat. Kaartsimbole is net so belangrik en jy sal dit hierso by die kaart hierso regs van jou sien. Dit wys vir ons basies prentjies op die kaart wat ons kan gebruik om te sien wat waar is. So ons kan hierso sê nou maar sien waar die kerk is, of die pad is, of die rivier, of die skool. Wanneer ons met kaarte werk, gebruik ons altyd 'n skaal in werklike afstand uit te werk om te kyk hoe ver iets op 'n kaart gaan wees. Die skaal wys vir ons hoeveel die kaart verklein is en vergelyking met die regte wêreld. So kom ons kyk om hierdie twee voorbeelde stap vir stap te doen om mooi te verstaan. So hier's vir julle nou twee voorbeelde. In die eerste voorbeeld het ons 'n kaart met 'n skaal wat sê 1 tot 25.000. Dit beteken 1 cm op die kaart is dieselfde as 25.000 centimeters in regte lewe. Nou as ons die afstand tussen die twee dorpe op die kaart meet en dit is 8 cm, dan moet ons dit eers met 25.000 vermenigvuldig maal. So 8 maal 25.000 gee vir ons 200.000 centimeter. Dit is nogals 'n groot getal. So as ons groot gaan omskakel en sê 200.000 centimeter deel met 100, kry ons 2000 meters. En as ons dit weer na kilometers toe wil omskakel, kan ons sê deel 1000 en dan is dit 2 kilometers. Dit beteken die twee dorpe in die werklikheid is 2 kilometers van mekaar af. In die tweede voorbeeld werk ons 'n ander rigting om. Hierdie gee hulle vir ons die werklike afstand tussen die twee stede en hulle sê vir ons dit is 75 kilometers uit mekaar uit in regte lewe. En hulle sê en die kaart het 'n skaal van 1 tot 250.000. Nou moet ons kyk hoe lank daardie afstand op die kaart gaan wees. Ons begin deur 75 km in kleiner eenhede om te skakel. So 75 km is gelyk aan 75.000 meter en dit is weer 7.500.000 centimeter. Hoe deel ons dit dan? Ons gebruik die skaal, dis 7.500.000 gedeel deur 250.000 wat vir ons 30 centimeter sal gee. Omtrek. Die beteken basies, wat is omtrek? Dit is die lengte van die buitekant van 'n vorm. Jy tel basies al die sye saam. So basies, jy loop om die voorwerp. Dit is omtrek. Jy moet hierdie formules baie goed ken. Ek het
Nou nie al die formules hierso neergesit nie, jy moet asseblief vir my in jou handboek gaan kyk vir die formules, maar kom ons kyk basies na hierdie vierkant. Hulle sê Z mal 4, so jy kan sê of lengte mal 4, sy mal 4, of jy kan sê sy plus sy plus sy plus sy, want jy loop basies om die voorwerp. Met oppervlakte is die spasie binne in die vorm. So basies die hoeveelheid grond of vloer wat jy bedek. Dit is basies as ek nou sê, hierdie muur, ek wil 'n muur in my kamer verf. Gaan ek nie om die muur gaan verf nie, ek wil die muur fisies verf. So dit is basies wat ek gaan, hoe baie oppervlakte ek gaan verf gebruik, waar die verf oral gaan kom op die muur. Dan moet jy meer ingewikkelde formules gebruik, soos lengte mal breedte, of breedte mal hoogte. Weereens, hierdie is nie al die formules nie, en daar is soveel verskillende maniere hoe jou onderwyser dit vir jou geleer het, so ek wil graag hê, jy moet weer in jou boek gaan kyk, om te weet, wat se formule jy moet volg en verstaan vir die toets. By volume is dit die ruimte binne in 'n 3D voorwerp, byvoorbeeld, hoeveel water in 'n tank kan kom. Ons gebruik dan lengte, breedte en hoogte. Ek het weer eens nie vir jou formules ingesit nie, jy moet asseblief my op jou in jou handboek gaan kyk, want ek is nie seker wat se formule julle presies in die toets gebruik nie. Want onthou, ja, almal se formules is dieselfde, maar dit kan op verskillende maniere gedoen word. Hier is 'n paar wenke vir meting, omtrek, oppervlakte en volume. Omtrek is dieselfde as die buitekant van 'n voorwerp. Met ander woorde, jy loop om die sirkel. Oppervlakte is die binnekant van 'n voorwerp. Byvoorbeeld, as jy 'n muur wil blou verf, jy gaan nie om die muur verf nie, jy gaan die muur sal verf, nou dis oppervlakte. En die volume is die binneste ruimte van 'n 3D voorwerp. Onthou, skryf altyd eers die formule neer, plaas jou waarde dan in en bereken dit stap vir stap, want jy weet nie vir wat jy punte kry nie. Moenie vergeet nie om jou eenhede in te skryf nie. Omtrek is altyd meter of sentimeter, oppervlakte is meter tot die mag 2 of sentimeter tot die mag 2, en volume is altyd meter tot die mag 3 of sentimeter tot die mag 3. Dit is ander woorde hoe jy het sê, maar dis hoe jy moet skryf. Kom ons kyk gou laaste na finansies. Kom ons praat bietjie oor BTW, of belasting op toegevoegde waarde. Nou jy moet daai ken. Hulle kan vir jou vra en hulle hou daarvan om dit te vra. Wat beteken BTW? Dan moet jy sê is belasting op toegevoegde waarde. BTW is eintlik 'n tipe belasting wat jy aangehef word wanneer mense goedere koop of dienste gebruik. Met ander woorde, dit is nie 'n belasting wat jy sommer net direk aan 'n regering betaal nie. Dit word by die prys van 'n produk of diens ingesluit. En meeste van die gevalle nou deesdae, is dit daai tax wat jy van praat as jy jou Temu of jou Shein bestel. Nou hierdie is jou BTW. Met ander woorde, dit is nie die belasting wat jy betaal vir die regering nie. Dit word by die prys ingesluit. Elke keer as jy iets koop in 'n winkel, soos byvoorbeeld klere of 'n selfoon of kos, dan is dit BTW alreeds deel van die prys. So die winkels doen dit sommer vir jou, dat jy dit nie hoef te doen daar in die winkel, gaan kyk, maar hoeveel gaan dit nou eintlik kos nie. Nou die meeste wat die geld nie insamel is nie, of ek nie, maar die besighede self, hulle is die wat ons noem BTW handelaars, wat VAT vendors is. Hierdie besighede voeg die 15%, die BTW, by die prys. En jy moet asseblief onthou, op hierdie huidige oomblik, in 2025, is die BTW 15%. En dan dra hulle daardie geld oor aan die regering deur Suid-Afrikaanse Inkomstedienste, wat ons beter ken as SARS, Suid-Afrikaanse Reserve Service. Jy moet daai SARS woord ken. As hulle vra, wie is die hoofinstansie wat met BTW werk, dan moet jy vir my sê SARS. Hulle maak seker dat die belasting reg is en betyds betaal word.
Die huidige standaardkoers vir BTW in Suid-Afrika in 2025 is 15%. Daar was planne gewees om dit dalk op 'n stadium te verhoog, maar daardie besluite is teruggehou. En dit is eintlik 'n baie goeie ding, wat anders beteken dit ons goed gaan alles duurder word. So dit is nou 15%. Hierdie koers en enige veranderinge daaraan word gewoonlik deur die nasionale tuition en SARS aangekondig. So dit is altyd amptelik bevestig. Dit sal vir jou op die nuus gesê word of in koerante ensovoorts. Nou kom ons kyk na die groot vraag. Wanneer moet die besigheid BTW hef en bysit? Die antwoord is nie elke klein winkeltjie of individu sommer met net BTW kan vra nie. 'n besigheid mag eers BTW hef as hulle amptelik as 'n VAT-wender by SARS geregistreer is. En hoe weet jy of hulle moet geregistreer? Wel, dit hang af van hoeveel geld hulle 'n jaar maak. Dis wat ons noem jaarlike omset, maar jy hoef dit daarom nie te weet nie. As daardie omset bo 'n sekere drempel gaan wat SARS selfs bepaal, dan is dit die verpligting vir die besigheid om te registreer en BTW te hef. So eenvoudig stel, basies opgesom, BTW is die belasting wat jy betaal wanneer jy iets koop. Die besigheid sit dit by die prys en dra dit so oor aan SARS. Die koers is altyd 15% op die oomblik in 2025 in Suid-Afrika en net besighede wat geregistreer is en 'n sekere inkomste bereik, mag dit hef. So hoe bereken jy BTW? Wanneer ons met BTW, belasting op toegevoegde waarde werk, kry ons gewoonlik twee situasies. Die eerste een is 'n basisprys. Het dis die prys wat 'n item voordat BTW bygevoeg is. En jy wil uitwerk hoeveel die BTW is en wat die volle koste gaan wees. Die tweede situasie is wanneer jy 'n totale prys het wat reeds BTW ingesluit het. En jy moet uitwerk wat die oorspronklike prys sonder BTW was en hoeveel van daardie totale eintlik belasting is. Kom ons kyk na al twee hierdie gevalle. In die eerste geval, waar jy basisprys het en jy wil BTW bytel, gebruik ons 'n eenvoudige metode. Jy neem die basisprys en vermenigvuldig dit met die BTW koers. In Suid-Afrika is dit 15%. So as die basisprys R1500 is, bereken jy 15% daarvan. So 15% van R1500, van beteken maal, so jy sê 15% in jou sakrekenaar of 15 op 100 maal R1500. En dan sal jy R225 kry en dit is die BTW bedrag. Nou tel jy die 225 by die oorspronklike prys en moenie dit vergeet nie, want jy vergeet dit. Jy sit gewoonlik, okay, ek het nou die BTW bedrag, dit is nou die antwoord. Nee, jy moet dit gaan bytel by daai R1500 en dit sal vir ons R1725 gee. Dit beteken die BTW is R225 en die totale koste is R1725. In die tweede geval werk dit andersom. Maar nou het ek reeds die totale prys wat BTW ingesluit is en ek wil nou weet hoeveel is dit wanneer dit af is. Gestel jy sien 'n item in die winkel wat R1725 kos en jy weet dit is 15% BTW ingesluit. Nou wil jy uitwerk wat was die oorspronklike bedrag voor SARS gekom het en vir jou meer geld gevra het. Dan sê jy dit so. Deel jy die totale prys deur 1,15 want 1 verteenwoordig die basisprys en die 15 verteenwoordig die 15%, want as jy 15% in jou sakrekenaar gaan druk, gaan hulle vir jou dit 15 op 100 gee, en as jy daai SD gaan druk, gaan hulle vir jou 0,15 gee. Dit is daai 15% basis. So, wanneer jy R1725 deur 1,15 deel, kry jy R1500.
Dit is jou basisprys. Daarna trek jy jou 1500 van die totale 1725 af en dit gee vir jou R225 wat die BTW bedrag is. So in hierdie geval is die basisprys R1500 en die BTW R225. 'n maklike wenk om mee te onthou is dat jy vinnig die BTW wil uithaal uit 'n prys wat jy reeds insluit. Jy net daardie totale prys deur 1.15 moet deel. Hierdie metode werk altyd wanneer die koers 15% is wat dit nou huidiglik in Suid-Afrika is. Onthou net dat as jy met sente werk, jy die antwoord mooi moet afrond. Om alles vinnig saam te vat, as jy die BTW wil bereken vanaf die basisprys, gebruik jy die formule basisprys maal BTW koers, so maal 15%. Onthou daai persentasie, anders gaan dit verkeerd wees. As jy die basisprys wil kry vanuit die totale prys wat die BTW insluit, deel jy die totale bedrag deur 1 plus die BTW koers, wat in Suid-Afrika dus 1,15 is. Kom ons gesels oor die WVF, of soos ons dit in Engels ken as die UIF, Unemployment Insurance Fund. WVF, hulle mag vir jou vra vir wat staan WVF, dan moet jy sê werkloosheid versekeringsfonds. Dit is 'n fonds wat deur die staat bestuur word en wat mense help wanneer hulle sonder werk sit of sekere ander werksverwante probleme ervaar. Jy kan dit sien as 'n veiligheidsnet. As iemand byvoorbeeld hulle werk verloor en nie sommer dadelik 'n nuwe werk kry nie, kan hulle aansoek doen om geld uit hierdie fonds te ontvang. Die geld wat die UIF, WVF is, kom nie sommer uit die lug uit nie. Nee. Dit word elke maand bymekaar gemaak uit die bydraes van jou werkgewer en die werknemer, jy, betaal. Hierdie fonds word deur SARS, South Africa Reserve Service, Revenue Service en die Departement van Labour, DOL, bestuur. Nou, hoe werk die bydrae? Dit is eintlik baie eenvoudig. Elke werknemer betaal 1% van sy of haar bruto salaris elke maand aan UIF. Dit is outomaties. Jou werkgewer, die persoon of maatskappy waarvoor jy werk, betaal ook weer 1% van die salaris in die fonds in. Dit beteken dat daar 'n totale bydrae van 2%, jou werkgewer en die werknemer, saam 2% van jou salaris is. Die helfte deur jou en die ander helfte deur jou werkgewer. Byvoorbeeld, as jy R8.000 per maand verdien, betaal jy self R80 in jou werkgewer R80. Saam beland daar R160 in jou UIF fonds, WVF fonds, net vir jou. Maar daar is ook 'n limiet, of soos ons dit noem, 'n plafon. Die keer beteken dat daar 'n maksimum bedrag is waarvoor UIF bereken word. Met ander woorde, selfs verdien jy 'n baie hoë salaris, daar is 'n grens waarop daai berekeninge gestop word. Sedert 1 Januarie 2021 is die plafon vasgestel op R17.712 per maand. Dit beteken selfs al verdien jy R30.000 of R50.000 per maand, jou UIF of WVF bydrae sal steeds net bereken word asof jy R17.712 verdien. Dis die maksimum werknemer betaal R177.12 per maand en die maksimum wat die werkgewer kan betaal is ook R177.12 per maand en dit is in regte lewe so. So as jy mooi onthou, UIF, WVF is daar as 'n vangnet vir mense sonder werk of as hulle op kraamverlof gaan of hulle werk ewe skielik verloor. Jy en jou werkgewer dra elke maand by. Jy kan nie kies of jy dit wil doen of nie doen nie, jy moet dit doen. Julle betaal albei 1% van jou salaris en daar is 'n plafon, so niemand betaal meer as R177.12 elke maand nie. Niemand, gee nie om hoeveel jy verdien nie. So wanneer ons praat oor BTW,
Onthou dit staan vir belasting op toegevoegde waarde. Dit is die verbruikerbelasting wat beteken dat nie altyd op die goedere en dienste gehef word wat ons koop nie. BTW in Suid-Afrika is 15%. Nou wat belangrik is vir jou om te weet is dat ons of die BTW by die prys kan bytel of dit kan aftrek. Dit hang af of die prys wat jy sien reeds BTW inklusief is, ingesluit is, of eksklusief uitgesluit is. So as jou vraag is, in 'n toets of 'n eksamen kry, moet jy mooi kyk, is dit inklusief of eksklusief? Eksklusief beteken exit, dis uit, beteken dit is nie bygetel nie, en inklusief ingesluit, dit is al klaar ingesluit by daai prys. Dan het jy UIF, wat jy dalk hoor van WVF, en dit staan vir werkloosheidsversekeringsfonds. Dit is 'n baie klein bydrae in aftrekking in vergelyking met BTW, maar dit kom van 'n werknemer se salaris af. Die persentasie, en jy moet dit weet, is 1% wat die werknemer betaal, en die werkgewer betaal ook 1%, so dit maak saam 2%. Maar jy moet weet, daar is 'n maksimum limiet waarop hierdie bereken kan word. Nog iets om te onthou is wanneer jy somme doen vir jou fakture of vir 'n payslip, rond altyd af na sente. Dit beteken 2 desimale plekke, dis hoe dit in die regte wêreld werk, want jy kry nie pryse of salarisse met 3 of 4 desimale plekke nie. Dit beteken jy kry nie 100 sent nie. Nee, jy kry net 39, jou hoogste sent wat jy kan kry is 99 sent, want onthou, 100 sent is eintlik R1. Laastens, as jy eendag 'n selfse winkel of 'n klein besigheid begin, moet jy mooi kyk of by SARS moet registreer of BTW en vir BTW moet betaal. Daar is sekere drempels, soos grensbydrae, wat bepaal of die besigheid verplig is om BTW te hef in SARS. So as hulle SARS sal sê, "Kyk, jy hoef nie BTW nog nie te betaal nie, want jy maak nog nie R1000 'n maand in jou klein besigheid nie." Sodra jy daardie drempel kom, verander jou situasie heeltemal, want dan moet jy jou pryse reg hanteer en ook BTW insluit in jou produkte. Baie sterkte met julle werk. Ek weet dit is verskriklik baie werk, maar is daarom nie so moeilik nie, en ek hoop ek het dit nou vir julle makliker gemaak. Ek hoop julle doen baie goed, en ek dink aan julle. Wat weet as daar enige vrae is, en as ek met nog ietsie kan help.